Die Buffelbil van Inyatikulu, 'n vervolgstorie op die YouTube-kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke, en hierdie is episode 16. 4 dae nou al, en Luka Willems het van die aardbol af verdwyn. Inyatikulu is nie 'n lekker plek as die manne hier is nie. Larry werk aan haar YouTube-kanaal en sit goed op, wat hom in die laaste tyd uit sy dop sal laat kruip. Maar niks gebeur nie, geen reaksie nie, hy antwoord nie eens sy selfoon as sy bel nie. Al wat sy kan dink, is dat hy baie besig moet wees met die perde. Volgens Dirk is daar oor hierdie naweek 'n 3 dae lange perdemarathon daar in die Graskop omgewing. Luka en nog 'n paar veeartse is soms daar op bystand. Maar Dirk is nie te bekommerd as hy byvoorbeeld vir 'n week lank of langer nie van Luka gehoor het nie. Die veearts het maar sy manier om besig te raak. Hy genereer mos sy eie inkomste elders ook, nie net met die buffels nie. Anders is hy dalk kwaad, omdat hulle vir hom weggesteek het, dat Dirk en sy pa en dogter is. Moet jy hom nie maar bel en hoor of hy okay is nie? Vra Larry, net voordat sy donderdagmiddag na die lodge toe oorstap, om vir Geesie en haar span te gaan help met die ontvangs van gaste, en later die aandse buffet. Om een of ander rede is daar deesdae nogal heel wat navraag oor die plaas. En Larry glo, daardie een of ander rede het dalk so ietsie met haar YouTube-kanaal ook te doen. Mense wil op Inyatikulu kom kuier. Uitsaam nie sleg nie. Behalwe dat niemand se goedkeuring vir haar eers halfpad so belangrik is as Luka Willems se nie. Vir 'n kort oomblik was sy simpel genoeg om te dink dat sy en dit wat sy doen vir hom ook belangrik is. Miskien het sy haar heeltemal misgis met hom en oor hoe hy voel. Sy dink weer aan die e-pos wat sy van Lena Ernst ontvang het, van die aftreeoord, wat haar teen Luka en sy bedmaats op elke dorp in die land gewaarsku het. Dalk is Luka weer op 'n missie met so 'n vrou. Dalk het hy nooit daar tussen die perderyers ook. Lena skryf Hoeka dat hy so half afwesig raak wanneer daar 'n opwindende nuwe vrou op die horison is. Dan moet sy aanvaar dat dit maar weer sulke tyd is, besluit Larry. En as Dirk nie te bekommerd oor die veearts is nie, hoekom sal sy wees? Later help sy tafels dek in die eetkamer en net toe sy terugstaan om die mooi buffet wat Geesie en haar span begin uitpak af te neem, lui haar selfoon. Marius van der Walt van die plaas verdwaal en hy probeer nie eens om met haar Engels te praat nie en Larry is heeltemal alright om met hom Afrikaans te praat. Immers praat sy en Dirk deesdae mos gereeld met mekaar Afrikaans wanneer hulle twee alleen is. En dit werk toe soos fietsry. Jy dink jy gaan nie weet hoe nie, maar as jy eers opklim, dan ry jy mos weer. Dit is darm haar geboortetaal, haar moedertaal, al is haar ma nou die een wat die vreemde tale daai kant aanhang. Dan noem sy dit maar haar vadertaal. Man, ons geniet jou YouTube-videoetjies al te veel, sê Marius na die normale groetery in die trant van, ons is bly jy is terug in die land, veral omdat so baie mense ander lande bo ons in verkies, en die vraag, is jy permanent terug, Larry? Wat my aanbetref, ja, ek het hierdie bos en ons natuurlewe so verskriklik gemis. My hele menswees vertel vir my dat ek nog nie klaar is hier nie, erken Larry. En jou susters? Ons het mos saam gery tot by die laerskool en dan het julle hoërskoolkinders die bus maandag daar gekry Nelspruit toe. En party daar het my pa hulle gery en ons klomp gaan haal, of anders het jou pa en jou mense gery om ons te kry. Ja, ek onthou, dit was goeie tye, Marius. Nee, daardie twee van Elsts is deesdae meer Australiërs as die Australiërs self, sy lag. Dit is net ek wat nooit regtig daar kon aanpas nie.
En hoe het dit nou gebeur dat jy toe 'n YouTuber geword het? Vra Marius. Nou, wat 'n vraag is dit? Ek het mos 'n 16-jarige seun, antwoord Larry. Sê niks meer nie, glo hy weet seker. Almal hierop verdwaal is al ingeteken op jou kanaal en jou subscribersgetalle is besig om met rasse skrede te klim. Heel wat mense van oorsee af. Veels geluk Larry, jy het iets baie nice reg gekry. Dankie Marius, maar vertel my liewer van jouself. Die laaste wat Larry van hom gehoor het, was toe hy sy eerste vrou en klein ding in 'n motorongeluk verloor het. 'n Kind wat vandag so oud soos haar dogter sou gewees het, in sy 20's al, en toe het sy later op Facebook gesien dat hy weer getroud is met ene Frankie Costello, wat Derek de Vos se kleinsus is. Derek is 'n jaar of 2 ouer as sy wat Larry is. Die wêreld is klein as mense in dieselfde omgewing soos hierdie groot geword het. Ek en Frankie het 'n tweelingseuns en hulle word binnekort 6, vertel Marius. Maar soms voel dit asof daar 15 van hulle is. Mens weet nie altyd waar om te keer of hulle uit die moeilikheid te probeer hou nie. Ja, dit glo ek heeltemal. Wel Larry, ek bel nie net omdat ek graag jou stem wou hoor nie. My vrou Frankie wil weet, sal jy asseblief ons plek ook kom afneem en hier 'n video kom maak? Hier is so 'n trouvenue op Verdwaal. My oupa se perdestalle wat ons omskep in huisvesting het, so 'n backpackers hotelletjie. Perdestalle? Is dit nie daar by julle op Verdwaal waar Luca Willemse maandag na perd met 'n seer been gaan kyk het nie? Onthou Larry skielik. Ja, hy was toevallig hier, maar die perd is nou weer 100%. Nou gaan julle Verdwaal ouens nie ook aan die perde safaris daar in die omgewing van Graskop deelneem nie? Vra Larry. Nee, ons doen dit lankal nie meer nie. Ons doen deesdae net ons eie uitstappies hier op die plaas tussen ons eie wilde diere, sê Marius. Amazing. Larry wil nog oor Luca en sy besoek, maar Marius spring haar voor. Interessant dat het gelyk het asof Luca glad nie geweet het dat jy Dirk se dogter is nie. Dien het hy iets pertinent daaroor gesê het nie, maar is sy lyftaal, toe ek oor ons kinderlewe hier op die plaas gepraat het, was nogal vreemd, veral toe hy agterkom dat ek en jy mekaar ken. Of anders het ek my dalk misgis, kan jy lig op daai storie plaas? Is Luca nog daar, op Verdwaal? Vra Larry versigtig. Nee, hy's weg, hy's Dinsdag al hier weg. En toe is hy na die perdry storie daar naby Graskop? Vra sy. Nee, Luca doen ook mos nie meer hierdie marathons nie. Nee, blykbaar het daar iets anders voorgeval. Miskien is hy weer by een van sy buffelkoeie. Ek sien, maar Larry sê nie regtig nie. Maar ken sy die man ook mos nie goed genoeg om regtig te raai nie. Daai vrou in elke hawe ding, vir al wat jy weet, wil 'n stemmetjie met haar praat. Maar hoekom voel dit vir haar asof dit nie hierdie keer die geval is nie? Iets anders is nie reg met Luca nie. Kan dit dalk regtig maar nie wees, omdat sy en Dirk die dogterpa ding vir hom weggesteek het nie. Dalk dink hy, hulle was agterbaks. Agendas het om hom met iets uit te vang, en nou voel sy self ook nie meer so lekker daaroor nie. Dit was dalk nie die slimste plan van alle tye om het vir hom weg te steek nie. Sy kan nou glad nie meer aan 'n goeie rede dink hoekom hulle dit in die eerste plek gedoen het nie. Behalwe dat dit haar tyd gegee het om haar eie hormone, wat in die mone ontaard as die man in die omtrek is, in plek te hou. 'n Goeie ding. Want om later te moes uitvind dat hierdie buffelbil elke koei in die omgewing opgewonde kan maak, sou haar beslis in die kategorie van goedkoop laat voel het. So, hoe lyk jou naweek? Bring Marius haar weer terug na die nou en hier. Ons het toevallig 'n troue Saterdag in die stalle en die berede safaris is vol bespreek.
maar hier is slaapplek in die groot huis vir jou. Nee, wag, as ek kom sal dit wees met my huis op wiele. Solank daar 'n badkamer is wat ek kan gebruik. Ja, weet jy, ek dink ek wil tog graag oorkom en 'n paar video's daar by julle ook neem. Great, Larry! Ons sal jou betaal vir die advertensie, sê Marius. Nee, Marius, onder geen omstandighede nie. Ek is maar te bly om nog goed te kry om af te neem, want ek raak 'n bietjie uit idees. Nee, ek kom graag. En as ek toestemming het om die video's te maak, gaan ek lekker daar by julle kom speel. Dankie. Stuur net vir my die koördinate na die plaas toe, sodat ek nie in Palaborwa beland nie, maar daarop verdwaal. Ek sal so maak. Ek wil regtig nie hê dat jy moet verdwaal. Na verdwaal toe nie, hoor. Wanneer sien ons jou dan? Kom ons maak dit môremiddag. Terwyl die gaste later nagereg eet, stap Larry na Geesie toe. Ek gaan vir die res van die naweek nie hier wees nie. Dit is seker 'n dom ding om te vra, gesien in die lig dat julle nog altyd sonder my reggekom het, maar is daar iets waarmee ek kan help voor ek ry? Nee, glad nie, Larry. Jy het genoeg gedoen vir vandag ook. Hier is dit nou net opruim en... Maar dan val die vrou se mond oop en sy duins terug. Wat nou? Vra Larry. Jy praat Afrikaans en jy praat al 'n besondere goeie Afrikaans? Hoe het jy so gou reggekom met ons taal? Ai, Geesie, dit is eintlik my taal ook. Kom ek vertel jou môre alles voor ek ry. Ja, ek sal graag wil hoor. Geesie staan 'n oomblik en toe sê sy, wag net 'n oomblik. Sy kom terug met 2 mikrogolfoondbakke en 'n plastiekbak. Skep asseblief vir jou en Dirk van die kos op die buffettafel in. Ek het vir hom gesê, ek stuur vir hom kos huis toe. Ek het gereël dat Grayston jou met die golfkarretjie huis te neem. Die luiperd is nog dalk hier in die omgewing. Ek het Piet is mos hier met die bakkie. Dankie. 'n Heerlike bak met gekookte kos, 2 soorte vleis en groentes, aardappels en rys. Nee, kom aan, moenie speel nie, skep genoeg, raas Geesie agter haar. Dirk kan altyd môre nog daarvan eet. En toe skep Larry genoeg, want vir net as Luka dalk ook terug is in die 5-kamp vanaand. Maar hy is nie, nog nie. Sy Land Cruiser bakkie skitter nog al die tyd in sy afwesigheid en sy huisie bly donker. Dirk sit op die stoep van sy huis. In sy hand hou hy 'n glas whisky op die ys. Hy staan op en stap nader toe Larry met die 3 bakke kos van die golfkarretjie afklim en Grayston omdraai en terugry lodge toe. Ek hoop nie jy het al geëet nie. Larry sit die bakke op die tafel neer en stap by sy plek in om te gaan borde haal. Nee, ek het nog nie geëet nie. Geesie het al vroeg aand laat weet dat sy kos saam met jou gaan oorstuur. Wat van 'n glas wyn? Ja, dankie, dit sal lekker wees. Larry haal messe en virke en puddingbakkies en lepels uit. Wanneer hulle gaan sit, vra sy, Dirk, het jy al enige iets van Luka gehoor? Ja, ons praat so van tyd tot tyd. Hoekom vra jy? Want Marius van der Walt het blykbaar vir hom gesê dat jy my pa is. Nou wonder ek of hy kwaad is, dat hy dit nie van een van ons gehoor het nie. Larry sny 'n stukkie van die fillet op haar bord. Maar toe sy dit in haar mond sit, proe sy dit skaars. Sy is eintlik nie honger nie. Ek hoop nie dat ek jou in 'n moeilike situasie gesit het, deur te vra dat ons verwantskap vereers maar moet stil hou nie, Dirk. Nee, hoekom sal dit? Vra hy. Want hy dink mos dat ek jou meisie is. Dirk snork effens. Ek het nogal so iets agtergekom. En pla dit jou nie? Vra sy. Dirk eet in stilte, voordat hy sy kop skud en uitbars van die lag. Nee, wat? Ek kan nogal gevlei voel, as hy dink dat ek so 'n jongetjie soos jy kan baas raak. Mans soos ons is nie heeldag besig om hulle familie en vroumense met mekaar te bespreek nie. Ons hou daai soort goed nogal vir onsself. En is daar soms so iets in jou lewe?
vra Larry. Iets soos wat? Wil hy verbaas wees. Vroumense, Dirk. Amper wil ek vir jou sê, nee aarde, dit is privaat, Larry. Toe onthou ek mos weer dat jy familie is. Larry, moet jou nie oor my en Luca bekommer nie. Ons verstaan mekaar. En as daar 'n misverstand van soorte is wat hieroor ontstaan het, sal ek en hy dit tussen ons uitsorteer en regmaak. Uiteindelik sit Dirk sy mes en vark neer en kyk stip na haar. Wat is nou eintlik hier aan die gang? Kry ek so half en half die gevoel dat daar iets is wat jy vir my behoort te vertel oor Luca Willemse en dat jy hom so half en half mis? O, nee, glad nie. Ek hoop maar net dat hy okay is, jok sy. Larry, Luca is 'n haan tussen die henne. Wel, ek moet in die laaste tyd sê dat hy... Wat moet jy in die laaste tyd sê? Vra sy. Ag nee, eintlik sommer niks. Ek dink my vernoot raak nou mooi groot of oud. Hy's deesdae ietwat meer bedeesd. Dirk trek skouers op. Nog 'n glasie wyn? Nee, dankie. Hulle het in stilte klaar en toe sê Larry, ek wil môre deurry verdwaal toe om 'n paar video's daar te gaan maak vir my YouTube kanaal van hulle trou venue en van die perde. Ek sal Sondag terugkom. Larry skep 'n klein bietjie van die nagereid uit in 2 bakkies, want een van hulle is meer vreeslik honger na die tyd nie. En na die tyd maak sy die skottelgoed bymekaar en gaan was dit in Dirk se kombuis. Wanneer sy terugskap na haar huisie toe, sê hy, jy moet mooi ry môre en hou jou selfoon aangeskakel. Vrydagmiddag net na 1 durf Larry die pad na verdwaal met haar Land Rover huisie aan. Agter paaie met haar GPS en loop haar so hier en daar vas waar die paaie nog steeds sleg verspoel is, maar uiteindelik kom sy by haar bestemming aan, waar die huisie op wiele natuurlik groter aandag trek as enigiets anders wat sy veronderstel is om daar af te neem. Sy kuier lekker en die naweek vlieg eenvoudig verby, so tussen die videomakery en werkery aan haar YouTube kanaal deur. Sy en Frankie en Natalie besluit saam oor die finale advertensie van verdwaal op haar YouTube kanaal en wat gesny moet word en wat behou word. Teen Sondagoggend sit sy die eindresultaat op. Sy Skype sommer van daar af met haar kinders en daarna is dit groet en terugry en Yatikulu toe. Hoekom sy by die Buffelkraal se dam afgedraai het, sal Larry nooit weet nie. Nadat sy by die plaas ingedraai het, is sy mos nou haastig om weer in haar huisie daar te wees. Sy moet gaan wasgoed uitsorteer en 'n slag haar wa se beddegoed ook was. Maar iets laat haar toe daarin draai, daar waar sy vir Luca die eerste keer gesien het. En wanneer sy tussen die bome deurry en die dam uiteindelik voor haar opdoem, maak haar hart sulke vreemde bokspringe in haar keel. Daar op die plek waar sy laas geparkeer gestaan het, staan 'n groen, avokado groen Land Cruiser bakkie, tent agter opgeslaan en 'n gazebo daarnaas. Iemand wat al 'n geruime tydjie besig is om daar te kampeer, en onder die gazebo sit 'n man by 'n vuurtjie. Hy draai gestuurd om en gluur haar aan toe sy naby aan hom stilhou en uitklim. Sy stap nader en roep uit. Toe ek laas hier was, het iemand vir my gesê dat hierdie nie 'n kampeerplek is nie. Luca Willemse antwoord nie. Hy staan op, draai na haar met hande op sy heupe en gluur haar net aan met 'n uitdrukking op sy gesig wat sê, "Skoort, Larry Sullivan." En wat doen Larry Sullivan? Sy dink skielik, dit is verskriklik snaaks. En voor sy haarself kan keer, vou sy dubbel, soos wat sy lag. Word vervolg.